Kom ons gee vir al ons kruiskykers en al ons aanlyn kykers 'n lekker hande klap. Halleluja. Ons gaan na die woord toe gaan en ons het so 28 minute wat ons kan saam wees en die woord en ons is besig om te praat oor om die stem van die Here te hoor. En ek weet nie van u nie, maar daar's meer en meer mense wat na my toe kom en sê, Jaco, die woord help my. Die woord is besig om my te help. Ek weet nie hoe julle geweet het dat ek staan voor 'n besluit wat ek moet neem nie. En ek is so dankbaar dat ek nie die besluit geneem het totdat ek hierdie riglyne gehoor het hoe om die stem van die Here te hoor nie. Wat ander weer ervaar in hierdie tyd is hulle ervaar hoe omstandighede hulle wil uitdruk, maar hulle hou vas en sê nee, ek gaan nie 'n besluit neem totdat ek nie die stem van die Here hoor nie, totdat die stem van die Here nie vir my sê ek moet dit doen nie. Moenie beweeg word deur omstandighede nie. Moenie dat jou situasies jou beweeg nie. Beweeg en word beweeg deur die stem van die Here. Nou, dis belangrik dat ons weet, soos ons hierdie maand gepraat het, en hy het so 'n ekstra weekie gehad, dat ons gepraat en gesê het, God gaan nooit buite sy woord praat nie. Hy gaan nooit buite sy woord en riglyne praat nie. Is dit nie snaaks dat ons sê, dat ons met God praat in gebed? Maar wanneer ons sê dat die Here met my gepraat het, en dan word 'n groot geestelikheid gekonnekteer aan die belangrikheid om met God te praat, om te bid. Stem jy met my saam? Daar word 'n groot geestelikheid gekoppel dat ek moet bid, ek moet met God praat. Maar het u al gesien hoe snaaks mense na jou kyk wanneer hulle hoor u sê God het met u gepraat? So dis niks dat ek met 'n God wat ek nie kan sien nie, kan praat, want ek weet dit is die fondasie van 'n verhouding, maar hierdie God wil terugpraat. God wil terugpraat en daar's niks met jou kop fout nie, kan ek jou net van die hak af kry, kan ek jou net kry van daai gedagte, jong, ek is besig om 'n stem te hoor wat vir my sê, hou net 'n bietjie vas. Hy wil met jou praat. En hy praat nie baie kere so hard soos wat ek nou praat nie. Baie kere is, en ek weier eintlik om te glo dat hy net met hierdie stil stemmetjie kan praat. Baie mense sê nie, hy praat met 'n stil stem aan die binnekant. Nee, God gebruik alles wat hy kan om jou aandag te kry. Om jou in die regte rigting te kan, die besluit te kan maak. Niks word gedoen deur droefheid of dwang nie. Baie kere dan kom ons by situasies en ons gaan deur omstandighede, ons moet gehoor gee. As jou man, jou vrou langs u sit, sê net, liefie, jy moet hoor wat die Here sê. Nou, ek weet, u vrou het u gekyk, en ek gaan nou nie sê of het in hierdie blok waar haar jong getroudes is nie, maar ek weet, u vrou het na u gekyk en gesê, nee, maar ek hoor van die Here, jy moet nou net hoor wat ek sê. Nou, wanneer dit kom by om die stem van die Here in u lewe te hoor, weet hy gaan nooit buite sy woord praat nie. Dis belangrik dat hierdie letters van hierdie bladsye sal afklim. Is belangrik dat hierdie logos, hierdie geskrewe woord vir jou 'n rema sal word, dat dit vir jou openbaring sal word, en baie kere moet ons deur die storms en moet ons deur tye gaan, en ek wil nie vir u sê dat u moet vanmôre tevrede wees dat u deur moeilike omstandighede gaan en storms en tye nie. Nee. Wees vanmôre by 'n plek waar u vashou aan die woord wat die Here vir jou gespreek het voordat hierdie seisoen of hierdie hoofstuk in jou lewe aangebreek het. Vat hierdie voorskrif, vat hierdie skrif en gebruik hom as 'n voorskrif. Ons is so geneig om seker te maak dat jou 6 maandelikse voorskrif iewers gestoor is op jou foon, of jy gaan kliks toe en jy sê vir hulle, jong, laai hom daar sodat ek hom nie gaan verloor nie, laat ek hom net elke keer kan. Hierdie is die woord wat ons moet herhaal in ons lewe. Dieselfde dringendheid, dieselfde belangrikheid wat ons ag op die voorskrif van die dokter, het ons nodig om hierdie skrif te vat. Hy moet van hierdie blaaie afklim. Hy moet in my hart moet hy begin 'n gestalte aanneem, en dan moet hy in my mond wees sodat ek die woord kan praat. En ek is vandag wat ons gister gesê het. Dood en lewe lê in die mag van die tong, en hy wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Ek word versadig deur die vrug van my lippe.
Daarom moet ek woord in my inkry. Daarom moet ek na woord luister. Ek weet u luister moontlik na baie dinge en ek het ook vir jare net in die motor gewees en gery en na radio sonder mense geluister, maar jy het nodig om die woord in jou te kry. Party van u hou mos van Hart FM en al hierdie ander. Nou ek gaan nou nie na jou radiostasies aan u radiostasie vat nie. Kan jy nie vroegoggend kwaad kry nie. Maar kry die woord in. Want ons weet dat dit duidelik is dat God met ons wil praat. Hosea 4:6 kom en sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle die kennis verwerp het en kom nou hier en sê, dan sal ek, of dan sê dit, dan sal ek jou verwerp. En sien, dit is belangrik dat ons die kennis van die woord sal inneem. Maar wysheid kom terwyl ek aanwend dit wat ek weet. Dit wat ek gehoor het, hierdie woord moet vir my lewendig word. Ek kan nie net die woord doen of net die woord hoor sonder om te doen nie. Ek gaan nie die resultaat sien van dit, die volle prys waarvoor Christus gekom het nie. Die woord werk en ek moet hom toepas. Ek het gewoonlik altyd gesê dat die woord werk vir hulle wat hom toepas, maar die woord is aan die werk. Onthou, die woord kan nie, mag nie ooit na God toe ledig of leeg of terugkeer sonder dat dit gedoen het wat dit voorgestuur was nie. Ons sien in Johannes 1, hoofstuk 1, vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En hierdie kom en hy sê hierdie lig en dit sê en die lig skyn in die duisternis. Die duisternis het dit nie oorweldig nie. Lig verdryf die duisternis. Is u besig om te ervaar waar donker dieptes u wil probeer insluk? Waar omstandighede vir jou wil sê, hierdie is hoe jou lewe gaan nou maar wees. Nee, jy het 'n woord van die Here. Dat in die begin, dat hy wat die woord was, het vlees aangeneem en hy het onder ons kom woon. Wat doen ons wanneer ons in die oggend opstaan as kinders van die Here? Ons sê vir die dag, ons sê, Here, hierdie is die dag wat u gemaak het. En ons weet dat die psalmdigter praat van daardie dag en hy sê, ek sal myself verbly daarin. En dit praat nie net oor die maandag, of hy nou blou is, wat te kleur hy ook al is nie. Praat nie net oor die Dinsdag en die Woensdag en waar hy op die kalender lê nie. Daar was 'n dag toe Christus gekruisig was, 'n dag wat uitgesit was deur God voor die grondlegging van die aarde, wat hy weer sy mense na hom toe sou kry in verhouding. Daardie dag is gemaak sodat ek en u elke dag 'n keuse kan maak om onsself te verbly. Kom maar, jy verstaan nie my omstandighede nie. Jy verstaan nie wat ek tans deurgaan nie. Jy verstaan nie die druk wat ek tans onder is nie. Nee, ek doen nie. Ek is nie daar saam met u nie. Ek sê daar saam met jou, maar ek is hier vanmôre om vir jou te sê wat saam met u is. Wat saam met jou is in jou omstandighede. Die woord wat waar is. Een wat nie gaan terugkeer na God sonder dat dit gedoen het waarvoor dit gestuur was nie. Die woord neem vlees aan. En hy kom woon onder ons. Nou, lees u die skrif en dan vra jy jouself 'n paar vrae. Vrae wat u en ek ons moet vra wanneer dit by die skrif kom. Ja, wie het dit geskryf? Aan wie was dit geskryf? En hoe sou hulle dit aanvaar het? Ons verstaan dat ons lewe in 2025, maar die woord bly waar. Hy's onveranderlik. Ons verdiep in ons kennis. Ons verdiep in die manier wat ons verstaan, wat op hierdie bladsye van ons, na ons toe spring. Ons kom en ons sê, ek wil dit gryp en ek wil daarmee hardloop. Om die stem van die Here te hoor. Dis wanneer ons oorgee. Wanneer ons eie wil oorhandig. Dat ons in die plan van die Here kom. Soos gou om Jeremia 29 en te herhaal en weet wat Spreuke sê omtrent baie planne wat in 'n man en vrou se hart is. In die begin was die woord.
Daarom kry jy honger en 'n dors na die woord. Ek kan nie skrifte onthou nie. Ja, die werking kom nie wanneer ek kan sê, nee, ek kry hom lewendig. En soos wat ek vanmôre ervaar hoe daar 'n salwing in die huis inkom, om mense te ondersteun, wat tans deur moeilikhede gaan. Die woord bly waar. 'n God wat genees, kan nie siek maak nie. 'n koninkryk onder homself verdeel kan nie staan nie. Daarom kan ek vashou wanneer my liggaam getrotseer word, wanneer my liggaam getuister word met dinge wat aan die gang is wat ek nie kan verklaar nie, die dokters besig is om te soek wat met my fout is. Deur sy wonde is ek genees. Dat ek by 'n plek inkom en tans lyk dit asof omstandighede rondom jou buite beheer is. Nee, verklaar in jouself en in jou omstandighede wie in beheer is van jou lewe. Terwyl dinge lyk asof dit om jou buite beheer is jy geanker. Is jy geanker in 'n woord, in 'n God wat 'n woord vir ons gee, wat nie net sê, ek gaan vir jou 'n woord gee, ons is so geneig om tog te sê, ag nee, maar dis sommer net woorde gewees. Nee, hierdie woorde het vlees aangeneem in Jesus Christus. En hy wys nie net vir ons hoe dit gedoen word nie, maar hy wys ook dat dit gedoen kan word. Dat ek weet dat ek reeds oorwin deur die bloed van 'n lam geslag vir my en die woord van my getuie. So nou kom ek en ek sê, hierdie is wat ek moontlik ervaar. Maar God se woord aanvaar ek. Want ons ervaar almal op en af. Oomblikke waar dit voel asof ek moet net nie teen jou eie woord oor jou lewe praat nie. Moenie dat jy beginne dinge sê wat instrumente in die hand van die vyand kan wees nie. Begin God se woord te herhaal. Hy kom nie vanmôre en hy sê, jong, nou moet ons net sê dat dit gedurig met ons goed gaan nie. Nee, ons weet dat dit God se gedagte en plan vir ons lewens is. Ons weet dat dit God se gedagte en plan vir ons lewens is, dat as kinders van die Here, dat ons sal beleef die voordele van die kruis. Sien dat nie een van ons is onbekend, omdat jy die gees van die Here het, is jy nie onbekend met die strikke en planne van die duiwel nie. Maar ons is nie vanmôre duiwel gefokus nie. Het jy al mense gehoor praat en dan sê hulle, hoe los die vyand, hoe los die duiwel is. Hulle kan vir jou presies sê waar die duiwel is. Maar hulle kan nie vir jou sê wat God besig is om te doen nie. 2 Korintiërs 2 vers 10 kom daar en hy sê, en aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook, want wie ek ook vergeef het, kom daar en hy wil jou laat voel asof ek myself in die skrif kan vind nie, maar hy sê, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons deur die Satan bedrieg, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Nou gaan ek nie, en ek gaan nou die vyand soek in elke situasie nie. Nee, ek gaan my oog vestig op Christus. Ek gaan kom en ek gaan so Jesus gefokus wees. Nou ek weet party van ons wil dadelik inval en sê, wel, dit klink nou vir my asof jy net wil positief wees oor alles. Nee, ek wil die lewe glo. Terwyl die dood aan my deur klop, wil ek die lewe glo, want ek weet dat hy het gesterwe sodat ek kan lewe. Hy het gesterwe sodat ons kan deurbreek in krag en sterkte en dat ons ander mense kan inlei in hierdie waarheid. Dat ons gaan nie onder nie, maar ons gaan oor. Hoekom? Omdat hy so sê, omdat ek sy woord glo. Daar's niemand wat moontlik jou gaan aanmoedig. Alhoewel jy hoor, as moontlik Saterdag na Saterdag van begrafnis tot begrafnis sal jy hoor hoe 'n geliefde aansluit by 'n skaar van heiliges wat jou nou aanmoedig om hierdie wedloop te hardloop. Kom die woord en hy moedig jou aan. En onthou, wanneer die woord kom en jou aanmoedig, is dit Christus wat kom en sê, ek het dit vir jou gedoen, sodat ek jou nou in staat stel. Sodat u en ek nou by 'n plek kan kom, dat ons stad vir die Here kan wen. Dat u en ek by 'n plek kan kom om te sê, dat ek en my huis, ons gaan die Here dien.
Al lyk dit hoe. Onthou u, hy ou koortjie van al sê die mense wat. Hy hardloop gewoonlik saam met doen dit my lyfie, doen dit. Daar hardloop hy saam met 'n gedagte van, is nie ek nie, dis my body. Nee. Ek en u het vanmôre, het ons 'n besluit wat ons moet neem. Ek het iemand vroeër in die week gesê, toe sê ek het nodig om vas te hou aan my verklaring, wat ek gemaak het, 12 uur, die begin voor hierdie nuwe jaar. Dit gaan nie net oor goeie en lekker dinge wat kan rol van die tong af nie. Van hoe ons kan sê hoe wonderlik hierdie jaar gaan wees nie. Onthou, hy sê nie dat die oorwinning myne is wanneer die oorlog klaar is nie. Hy sê die oorwinningslewe is 'n lewe wat ek lewe of wat ek lei, terwyl die storm aan die gang is en terwyl die oorlog aan die gang is, het ek 'n wete aan die binnekant van my, dat my God is in beheer, dat die uitkoms van hierdie oorlog, al voel hy ongemaklik, daar's 'n paar dinge wat van ons af wegval, terwyl ons die geveg veg. Baie keer is die geveg teen onsself en ons eie gedagte. Want die duiwel gaan vir jou die heeltyd sê, jy gaan dit nie maak nie. Weereens, is ons oor so besny om in te leen. Verlede week het ons gesê, wie ook al jou oor het, beheer die narratief. Is ons so ingestel as mens, omdat ons maar nie van hierdie wêreld is nie, omdat ons hier is in hierdie vleiskas, is ons so geneig om in te leen, wanneer die vyand vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie, begin jouself voorberei vir die ergste. Het jy al 'n oproep gehad, wat iemand vir jou vra, sit jy of staan jy? Al sit jy, staan altyd vas. Al sit u, staan altyd op die woord. Al lyk dit hoe onmoontlik. Al lyk dit asof hierdie die laaste sou wees. Weet ek dat hierdie eintlik die oefenloopie is vir ewigheid. Dat wanneer ek as kind van God, as u as kind van God by 'n plek kan kom, dat ons weet dat ewigheid begin nie wanneer ek hierdie tentwoning oprol nie. Nee, ewigheid begin vir my en vir u, en waar ons vir ewig seker kan wees van ons ewige adres, wanneer ek Christus aanneem as my verlosser en saligmaker. Dan weet ek, dan of ek nou hier is en of ek nou aan die ander kant van hierdie lyn van die lewe is, dat alles is 'n wins. Ek weet as jy jonk is, dan is daar kere wat jy sê, veral as jy hoor, dat mense sê dat die Here se terugkeer is naby. Dan is daar 'n paar jong mense wat sê, nee man, die Here kan nie nou kom nie. Ek wil eers trou. Ja, want jy wil nie trou nie. Ons weet wat jy wil doen. Die lewe wat ons geroep is om te lewe, is nie eendag wanneer ek gaan nou eers begin wanneer dit gebeur. Nee. Moenie laat die vyand vir jou 'n leuen of 'n stryk stel, dat wanneer dit eers regkom, kan jy dit eers doen nie. Nee. In hierdie oomblik, vat die oorwinning en lewe 'n oorwinnaarslewe, al lyk dit tans asof niks om jou verander het nie, iets binne in jou het geskuif, want jy weet nou wie jou God is, en nie net is hy jou God nie, maar hy is ook die skepper van die heelal, en ons kry die voorreg, die geleentheid om hom te kan Pa noem. En dan begin jy jou lewe doelgerig lewe. Want ons sien in Genesis, veral wanneer God die mens maak in Genesis 1:27, sê hy daar so, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hom geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê. God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, hy het 'n instruksie gegee. Hy het gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hy het hulle geseën en gee toe vir hulle instruksie.
Sien, en daarom is ek en u is aan mekaar gesit met daardie seën. En wanneer ek wanneer ek tot my ware doel kom en ek verstaan dat my selle is aan mekaar gesit met die seën van die Here om te vermeerder, is my selle nie daar om terug te hou nie. Daarom moet u nie terughou in u lewe met God nie. Moenie terughou in die lewe waar u geroep is om te leef in jou werksplek nie. Alles in jou is geroep om te vermenigvuldig, om te verander, om wanneer u en ek op 'n plek kom en daar lyk asof daar 'n gees heers van depressie of verdrukking, wanneer u as ligdraer, want ons het gehoor, Johannes sê daar dat lig verdryf die duisternis, as ligdraer, wanneer ek en u op die toneel kom, dan moet duisternis die knie buig. U is geroep om omgewings, atmosfere te verander. Hoekom? Omdat u die seën van die Here dra, om te vermenigvuldig, om te vermeerder. Alles in my. Ek praat julle nou van huise en karre en al die dinge. Nee. Die vreugde van die Here is my beskutting. Daarom gaan ek nie dat omstandighede my vreugde bepaal nie, want as my vreugde gehou kan word in die gister waar ek seer gekry het, gaan ek nie vandag kan beleef wat God aan my wil gee nie. Daarom gaan ek uitkom uit gister uit. Ek gaan die Here se stem hoor wat my roep om uit te kom uit gister uit. Jy verstaan nie wat hulle aan my gedoen het nie. Nee, ek verstaan nie. En so ook gaan ons aan mekaar kan verklaar dat daar dinge is wat u ook nie sou verstaan nie, maar ek het 'n keuse gemaak om nie langer te fokus op wat aan my gedoen word nie, of aan my gedoen was nie, maar om my oë te fokus op wat vir my gedoen is. En sien, dan kom ek uit. Dan kom ek uit die gister uit, en ek kom en ek hoor die woord van die Here vars vandag. Lei my, Here, lei my. Here, ek bring voor u, moet ek hierdie besluit maak. Here, moet ek hier afdraai. Want sien, die vermenigvuldiging in getrouheid, wanneer ek getrou is, werk in alles. Kan hy vir jou sê om te stop en net te hoor? Of is jou lewe hastig op pad na waartoe u dink, ek dink, ons moet op pad wees? Is jou oor ingestel om vanoggend te kan hoor hoe hy vir u sê, nie nou nie. Sien, want die Here wat ek dien, is nie een wat altyd vir my 'n groen lig gee vir alles nie. Kan nie net na die Here toe gaan met die verwagting dat hy net gaan ja sê, want daar is sekere dinge waarvan hy my wil beskerm. Menigte kere hoor mens, nie nou nie. Tyd is nog nie reg nie. Werk nog aan dit. Kry jouself reg. Die gawe maak vir jou ruimte. Die gawe maak vir jou ruimte. Weet u wat dit beteken dat die gawe vir jou ruimte, jou talent en die salwing wat op jou lewe rus, dit maak vir jou ruimte, dit maak vir jou deure oop. Maar jou karakter, my karakter, bepaal hoe lank ek daar kan bly. Daarom wil ek graag hê, alles van my moet in lyn wees met die plek wat hy vir my en vir u voorberei. Daarom kanselleer ons vanmôre die leuns van die vyand. U wat geglo het, of u wat glo, wat u tans beleef is hoe u lewe gaan wees, nee. As dit nie die lewe is waarvoor Christus gesterwe het nie, dan sê ons, lewe in oorvloed is op pad na u toe. Vanmôre as die mense, moontlik aanlyn of hier, daar's vreemde stemme wat met jou praat, en ek praat nie van waar daar moontlike disorders is, of moenie dat seer vanmôre jou maak om te mis wat die Here vir jou instoor het nie. Moenie dat omstandighede maak dat jy uitverkoop en 'n lewe kies minder as wat jy geroep is om te lewe nie. Moenie dat omstandighede of die aanklag, ek self groot geword in 'n huis, wat ek vandag moontlik kon sê, baie dinge geformeer het in my, maar ek moes 'n besluit maak dat egskeiding en dinge kan nie gebruik word deur kinders om ouers te manipuleer nie. Moontlik as ouers sit u hier vanoggend en die aanklag van
dit wat jou kinders ervaar het, of moontlik wat hulle nie ervaar het nie, is besig om jou voetstappe te rig. Nee, bring dit na die Here toe vandag. Moenie dat omstandighede jou druk in 'n rigting waar God nog nie die groen lig gegee het om te wees nie. Vanmôre, terwyl ons hierdie diens afsluit, en ook hierdie reeks boodskappe, as u vanmôre in hierdie plek is en u sê, ek wil God se stem beter hoor, duideliker hoor, vir my en die mense rondom my, wil u nie saam met my staan vir oggend nie. As u vanmôre hier is en u sê, ek hoor my lewe is kosbaarder as wat ek tot dusver toe moontlik gedink het. God is ernstig oor die droom wat hy vir u lewe het. In Engels is daar gesegde van that you need to put your money where your mouth is. God kom en hy sê, dis hoe ek in my kinders glo. Ek kom en ek offer 'n seun, sodat ek 'n familie kan oes. Hy neem daai stap. Terwyl jy gehoor staan en mense moontlik aanlyn en sê ons wil God se stem hoor. Vanmôre wil jy nie net as 'n profetiese aksie jou hande op jou eie ore lê, en partykeer is dit nie jou ore wat jy nie nodig het om meer reg te hoor nie, maar jou hart. Kies waar u vanmôre u hande wil lê. Here, ons bid vanmôre dat wanneer ons die woord hoor, dat dit sal ingang vind in ons harte. Ons kanselleer die leuns van die vyand. Here, die leuns wat wil vir ons die ondergang profeteer, ons kom en ons breek deur vandag. Here, ons maak ons ore oop vir die stem, Here, van die Here om met ons te praat. Kanselleer die stem van omstandighede. Ons kom en ons sê vanmôre, Here, dat ons families gaan oor nie onder nie. Here, ons praat met dinge wat moontlik in ons harte geval het, Here. En dit het geloof geskep in die negatiewe. Ons arresteer vanmôre fokusdiewe. Ons arresteer vanmôre enige vorm van twyfel en ongeloof. En ons kom en ons spreek lewe tot ons eie harte, Here. Here, ons kom en ons sê, Here, selfs met ons liggame, dat daar genesing gebore word uit ons hart, Here. Ons is vry van die bloedlyn vloek. Ons is nuwe skepsels, Here. Dat dit hoef nie te gaan soos wat dit met die familie gegaan het voor my nie, Here. Dat vandag 'n dag is wat ek instap in my belofte van die Here, my verbond wat God met my gesluit het, waar genesing en voorsiening en 'n lewe in Christus my deel is. In die naam van Jesus. Ons praat vanmôre met kinders wat ver is van die Here. En ons sê, Here, dat in hulle ore, hulle vanmôre die roepstem van 'n pa hoor om te sê, kom huis toe. Van 'n ma hoor in hulle oor wat sê, kom huis toe. En moontlik is hier vanmôre kinders wat sê, my ouers dien nie die Here nie. Hoor dan in julle ore die roepstem van die belofte van familie wat saam die Here gaan dien. Die naam van Jesus. Want is 'n sterk doring. Vanmôre wil ons vir u 'n altaar skep waartoe u kan hardloop. Daardie altaar het die naam van Jesus oorgeskryf. Daar's sterkte vir u wat sterkte nodig het. Daar's vanmôre moed en selfs durf vir u wat môre nodig het om gesprekke te hê by die werk. Daar's vanmôre vir u hulp in hierdie huis. Voordat ons vanmôre hierdie diens verdaag, as u vanmôre hier is en u sê vandag, ek het gebed en hulp nodig, bid saam met my. Wil u nie vrymoedigheid vat en vorentoe kom? Paar van u het groot besluite wat hierdie week gemaak moet word.
Hier's mense hier wat tussen werke is. Jy verstaan nie hoekom daai promosie net nooit na jou kant toe kom nie. Ons wil saam met jou bid. Ons wil saam met u bid. As van u wat hier is, daai tenders wat jy elke keer ingooi, laat hy vir jou wysheid gee. Ons wil saam met u bid. Kan ons dit vanmôre sing? Ek weet nie of Gustaf, ek weet nie of jy hom alleen kan doen nie, maar die naam van Jesus is 'n sterk doring. Terwyl ons vorentoe kom. As jy vanmôre gebed nodig het, vat moed, skep moed. Ons lê dit voor die Here neer. As jy kinders het wat ver is van die Here, kom dat ons saam met jou bid. Hoor is 'n sterk doring. O, hy verlos my. Salwing van die Here is in hierdie plek. O, die naam van Jesus. Die naam van Jesus. O, lê dit vanmôre voor hom neer. Jesus, die naam van Jesus. O, hy verlos my van al my sonde en hy maak. Wat van die broers sê wat saam met my kom bid asseblief. David, Elviso, broer John, julle kom staan saam, kom help. Van Jesus. O, die salwing van die Here is in hierdie huis. O, hy is sterk. Vind vanmôre jou sterkte in hierdie huis. O, hy verlos my, steek vanmôre jou hande op waar u staan. Gryp aan hierdie naam wat krag het, wat na jou toe vloei. O, die naam van Jesus. Die naam van Jesus is 'n sterk doring. Sien hoe daai juk van jou lewe afval. Die naam van Jesus is 'n sterk doring. Sien hoe daai vloei vanmôre opdroog. Want hy verlos my van al. O, van al. Sonde. Jesus. En hy maak my. Sou ek saam met julle kan bid, is julle familie? Wil julle nie net saam met, ek wil saam met julle bid vanmôre. Ek weet ons diens eindig 9 uur, ek kan dit nie van hierdie geleentheid nie gebruik maak om aan te roep dat hierdie is vandag 'n dag wat in julle lewens gaan sien hoe dinge gaan skuif. Dit wat gevoel het, wat julle wil afdruk, dinge wat gesê was, ek kanselleer daai woorde oor jou hart, oor julle harte. Ek kom en ek haal die beperking af wat op die familie geplaas is. Daar's 'n bewustheid die afgelope tyd van ons het nodig om ons lewens te rig en vry te kry van hulle so gou negatief wat. Baie kere dan stem ons saam met die negatiewe. Ek ontwortel julle van daai woorde en ek wil hê julle moet tog hierdie dag neerskryf, nie oor my nie, maar vir julle, sodat julle hierdie woord na die Here toe kan vat en sê, Here, jy het 'n woord gegee. 'n Woord gegee. Wat is dit, die 30ste Maart 2025, waar jy gaan ervaar hoe dinge begin in plek skuif.
weet nie wat jy tans doen nie, maar ek sien vernuf en vermoë. Ek sien dat jy baie kere getrou was aan dit wat vir ander voordeel getrek het. Maar dis ook jou tyd om die seën van die Here te ervaar. Dit is asof die familie, dis wanneer jy daarbo is, dan is dit asof 'n wind, sterk wind, julle ewe skielik weer onder toe slaan. Maar hierdie is die dag wat die Here julle by julle enkels versterk om staande te bly, want hy is vir julle lief. Daar was 'n paar dinge wat gebeur het, wat julle laat wonder het, maar nee, baie kere herhaal ons en sê nou, is ons nou ongeluksvoels? Nee. Kanseleer daai goed waar ons baie kere sê, die dood moet in 3 gebeur. Nee, al daai negatiewe goed. Want die Here wil julle vandag aanraak, want hy is vir julle lief. Here, ek dank U dat ek oor hierdie familie mag bid, Here. Here, en kan sê, Here, U sterk toring, hardloop hulle na toe vandag. Here, ek roep na hulle toe wat nodig het om te skuif en 'n vloei te veroorsaak wat hulle in oorwinning gaan bring. Dankie vir hulle getrouheid. En die kere wanneer ons nie die krag het om aan U vas te hou en hou U aan ons vas, dankie dat U aan hulle vasklou in hierdie dag en die greep versterk in Jesus naam. Familie, kom ons bid, maar dis kan julle lê, gee hulle net liefde. Oor is 'n sterk toring. Dis 'n sterk toring. Hoi, sterk. Hy verlos. Broer John, kom sluit vir ons af asseblief. Nooi iemand en vanaand 6uur se aanddiens, as u nog in hierdie teenwoordigheid wil staan, drink dit in, drink dit in, drink dit in. Drink dit in. Sy liefde is hier om vryheid te bring. Vader, U is vanmôre 'n sterk toring waar ons toevlug vanmôre is. Dankie vanmôre vir die kosbare woord. Jesaja 53 sê vanmôre, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En wie is vanmôre die hand van die Here geopenbaar? Maar ek dankie vanmôre ons as volk wat opgekom het om te kom luister na die kosbare woord, Here. Help ons vanmôre om te kan staan, Here, op die woord van U. Here, ons hart dors na U vanmôre. Ek dank U, Here, help ons vanmôre, Here. Ek bid vanmôre vir die volk, my God, dat U die volk sal help, Here, dat ons op U gerig sal wees, Here, want ons het U nodig, my God, Here. Ek dank U vanmôre, Here. Dankie dat U vanmôre die sluise, Here, van die hemel sal oopmaak oor die volk in die magtige naam van Jesus, Here, dat die volk voordeel sal trek vanmôre uit die goedendierenheid van U in die magtige naam van Jesus. Amen.